Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed op hierdie Dinsdagmôre. Nou in hierdie week is ons bietjie op 'n reis deur die Paasfees gebeure wat so 2000 jaar terug gebeur het. En vanmôre gaan ons bietjie stil staan daar op Dinsdag 2000 jaar terug. Nou op hierdie Dinsdag was dit Jesus se laaste verskyning in die publiek waar hy mense geleer het. En hy het baie tyd spandeer daar by die tempel en het mense geleer, die fariseërs en die skrifgeleerders en het tyd gemaak om weer bietjie met mense te praat. En Jesus het in hierdie dag baie dinge waaroor hy die laaste 3 jaar gepraat het, vinnig opgesom om vir almal te wys waaroor sy bediening gegaan het. En Jesus het gepraat oor 'n klomp dinge. Hy het gepraat oor die doop van Johannes en hy het gepraat oor die gelykenis van die landbouer en die gelykenis van die bruilof en Jesus het 'n bietjie vrae beantwoord oor belasting en die Sadduseërs en die opstanding het hy aangeraak en Jesus het gepraat oor die grootste gebod in die Bybel. En Jesus het ook die skrifgeleerders en die fariseërs so 'n bietjie berisp en hulle bietjie op die vinger getik. En dan het Jesus ook gepraat oor die profetiese rede, die begin van die smarte en hoe die einde gaan lyk en die groot verdrukking en die koms van die seun van die mens. Maar dan kom Jesus by 'n laaste gedeelte. En ek wil dit graag vanmôre vir jou lees. Matteus 25 vanaf vers 41. Hy sê: "En dan sal hy ook vir die linkerhand sê: Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie iets te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie iets te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie klere gegee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie." Dan sal hulle kom en hom antwoord en sê: "Here, wanneer het ons jou honger gesien of dors of as 'n vreemdeling of naak en siek of in die gevangenis en u nie bedien nie?" Dan sal hulle antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, sover julle dit gedoen het aan een van hierdie geringstes, het julle dit ook aan my gedoen." Sjoe, hier is vanmôre 'n boodskap. 'n Boodskap wat Jesus 2000 jaar terug gegee het en wat vanmôre nog net so van krag is. Dat wanneer ek en jy iets vir ons medemens doen ons dit eintlik aan die Here. En mag jy vandag, die res van die dag, die week, die maand en die jaar wat voorlê, alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen. As jy iemand honger sien, gee hom kos asof jy dit vir die Here gee. As jy iemand sien wat nie herberg het nie, gee hom 'n tuiste asof jy dit vir die Here doen. So ook wanneer iemand in die gevangenis is of siek is of maak nie saak watter een van hierdie punte nie. Doen dit vir hierdie persoon asof jy dit vir Jesus doen. Want dit was die boodskap wat Jesus vir ons sou oordra. Here, help ons om soos U te wees. Help ons om U gesindheid te openbaar en help ons om in hierdie lewe alles wat ons doen so te doen asof ons dit vir Jesus doen. Help ons, lei ons en red ons is my gebed in Jesus naam. Amen.